In 1 Korintiërs 3 praat Paulus in die eerste plek van die mens as 'n land, 'n saailand wat gebruik word om vrug of produkte daarvore te bring ensovoorts. En dan gaan hy in vers 9 se tweede deel verder en hy sê daar, julle is ook, behalwe dat jy 'n saailand is jy ook die gebou van God. Volgens die genade wat God my gegee het ek soos 'n goeie bouer die fondament gelê en 'n ander bou daarop. Maar hy moet mooi kyk hoe hy verder bou. Nou kom ons verduidelik hier, die fondament wat hy lê is natuurlik om ons te vertel van Christus en ons aan te moedig om in hom te glo. Hy sê jy moet mooi kyk hoe jy verder bou. Jy kry die fondament, jy het Jesus Christus, maar nou het jy 'n verantwoordelikheid. Jy word aangemoedig om reg te bou. Want niemand kan 'n ander fondament lê as wat reeds gelê is nie. Die fondament is Jesus Christus. Of dit goud, silwer, edelstene, hout, gras of strooi is, waarmee iemand op die fondament bou, elkeen se werk sal aan die lig kom. Die dag wanneer Christus kom, sal dit duidelik word. Die dag kom met vuur, en die vuur sal die gehalte van elkeen se werk toets. As iemand se bouwerk bly staan, sal hy beloon word. As iemand se werk verbrand, sal hy nie beloon word nie. En tog sal hy self gered word, maar soos iemand wat uit die vuur geruk is. Ons moet reg bou. Die fondament Jesus Christus vorm die basis vir ons bouwerk en dan die tipe materiaal wat ons gebruik kan die goud groep wees of die houtgroep. En die rede waarom dit belangrik is dat daar een of ander tyd 'n toets gaan kom om te kyk hoe goed ons gebou het. As jy in die goudvlak gebou het, dan gaan jou gebou nie tot niet gaan nie. Aan die ander kant, as jy met hout gebou het, gaan jou gebou dit nie maak nie. Die voordeel is, dat as jy goud gebou het, gaan jy beloon word. Teenoor hout sal jy nie beloon word nie. En die tragedie is dat ons een kans het in hierdie lewe om reg te bou. Want as ons op die einde van die lewe kom en daar is bevind wanneer die toets gedoen word dat ons met hout gebou het, gaan ons geen beloning hê nie, alhoewel ons tog die ewige lewe sal hê. Maar dan sal dit wees soos iemand of iets, 'n stuk hout wat uit die vuur gepluk is. Kom ons gebruik die geleentheid om goed te bou. En dan het ons die versekering, die beloning wat ons sal ontvang, is groot. Loop mooi.